vers 18, baie belangrike gesprek, een van die seker die belangrikste gesprekke wat hy nog ooit met die disippels gehad het. En hier in vers 18 antwoord Jesus toe vir Petrus. Na 'n lang gesprek, Jesus vra toe vir hulle, maar wie sê die mense is ek en wie sê julle is ek? En nadat Petrus geantwoord het, antwoord Jesus in vers 18. Hy sê, ek sê vir jou, jy is Petrus die rots, en ek sal my kerk op hierdie rots bou. Vyande sal my kerk nie oorwin nie. Die dood sal dit ook nie doen nie. Ek dink dit is baie belangrik om te verstaan waaroor kerk gaan en kerk wees verstaan. Is juis in hierdie tyd waarin ons leef. Want Jesus het 'n spesifieke prentjie gehad oor kerk. En die prentjie wat ons baie keer het, is nie noodwendig dieselfde as wat Jesus nog altyd gehad het nie. Want deur die jare het ons soveel mites opgebou rondom die kerk. Dalk het hierdie video's 'n paar emosies wakker gemaak in jou emosies in jou toe jy groot geword het, toe jou ma vir jou in die kerk gesê het, sit stil en bly stil. En baie keer as jy nie wou hoor die gees het vir jou so harde knyp, dan wil jy amper doodgaan so seer dit is. Dalk seker goed by jou opgewek, dalk die manier, vir jou is kerk dalk net om na 'n gebou toe te kom, plek waar ons Sondag na toe gaan. Jy het dalk vir die ou gesê, jou pel gesê, hoorie, miskien ons het nie veel om te doen nie, kom ons gaan maak 'n draai by die kerk. Jy was dalk lanklaas hier. Baie mense beleef dat kerk hierdie plek is die plek waar God bly. En as ons hier uitgaan en bly hier agter, vir jou is kerk dalk om na 'n goeie preek te luister of te kom na die kerk se program toe. Kom ons kyk wat bied hulle aan. Wie preek vanaand? En hoe is die worship vanaand, nê? Toe Jesus in Matteus 16 vers 18 verklaar dat ek my kerk bou, het hy nie verwys na 'n sinagoge of 'n tempel of 'n gebou nie, maar hy het die Griekse woord ekklesia gaan leen, wat eintlik van die Romeine afkom. Want toe die Romeinse ryk geregeer het, daai tyd, het hulle altyd grondgebiede ingeneem, en dan sal hulle daar 'n permanente invloed gaan vestig. Hulle het dit ook die Pax Romana genoem, met ander woorde in omgewings ingegaan, en dan het die plek oorgewen, hulle het ook gesê, wen die vrede. Dan sal hulle afgetrede Romeinse soldate daar plaas, individue wat dan inbeweeg in daai omgewing. Hulle koop huise, hulle vestig hulle self daar tussen die gemeenskap, en dan leef hulle soos Romeine. Die manier hoe hulle praat, manier hoe hulle optree, hoe hulle leef, hul kultuur, hulle taal. En as gevolg van die manier hoe hulle geleef het, het hulle dan die mense om hulle beïnvloed. En die mense om hulle het dan ook naderhand soos hulle begine praat. Hulle het soos hulle begine leef. Hulle het geleef soos Romeine. Maar die woordjie ekklesia beteken ook, ons is uitgeroep. Met ander woorde, ons is uit die wêreld uitgeroep. God se plan was nog altyd, dat ek en jy in verhouding met hom sal staan, maar as gevolg van die sondeval, dan sê die woord, ons is uitgehaal uit die duisternis, uit die koninkryk van duisternis, en in die koninkryk van lig gesit. So met ander woorde, ons is uitgeroep. En toe ons Jesus begin volg, en dan sê die woord, dan word ek ingedoop in die liggaam van Jesus Christus, waarvan hy die hoof is, volgens 1 Korintiërs 12. So as ek ja sê vir Jesus, dan word ek outomaties ingedoop. Ek word deel van 'n gemeenskap van gelowiges. So kerk beteken in wese 'n groep toegewyde volgelinge van Jesus, wat die kultuur rondom hulle beïnvloed. Met 'n koninkrykskultuur. Onthou, jy was in die koninkryk van duisternis, toe jy gerebelleer het teen God en niks met Jesus te doen wou gehad het. Die oomblik toe jy ja sê vir Jesus, toe ruk hy jou uit die duisternis uit, en hy plaas jou in 'n nuwe koninkryk, sy koninkryk, waar hy regeer en heers, 'n ander manier van lewe. Maar die waarheid is, en ek sê dit gereeld, in die moderne wêreld is daar baie sterk neiging tot 'n individualistiese benadering wanneer dit kom by kerk. Mense voel,
as jy nou ja gesê het vir Jesus, jy hoef nie aan 'n gemeente te behoort nie. Jy kan maar op jou eie bly, jy het nie 'n organisasie of 'n gemeente soos Dr. Dayo nodig in jou lewe nie. Dis baie onbybels, in die woord is dit baie duidelik, wanneer hy uitroep ons uit die koninkryk van duisternis en die duisterlig van lig inbring, maak jy ons deel van 'n liggaam. Jy kan nie op jou eie kerk wees nie. Jy kan nie by die huis sit, net in TV kyk, en dan kry jy krusiaal luister en dis kerk. Dis nie wat Jesus bedoel het nie. Jy kan nie op jou eie funksioneer nie. Maar die oomblik toe jy ja sê vir Jesus, word jy deel van die groep van volgelinge van Jesus. Dan word jy deel van 'n gemeenskap van gelowiges. En jy word deel van 'n familie op 'n missie wat uitspeel in die vorm van 'n plaaslike gemeente soos hierdie. So julle is nou toevallig deel van Dr. Dayo Xanadu hier in Hartbeespoort in die noordweste van Suid-Afrika. Dis wat kerk beteken, dis wat eklesia beteken. Jy kan nie op jou eie kerk wees nie. Dis nie wat die woord sê nie. En dan, kerk is nie 'n klomp bakstene nie. Baie keer sê ons gaan kerk toe. Kom ons gaan kerk toe. Jy maak jou kinders ook so groot. Kom ons gaan kerk toe. Maar kerk is nie 'n klomp bakstene nie. Luister wat sê 1 Petrus 2 vers 5 tot 6. En laat julle ook soos lewende steen opbou. Hy sê nie laat jou soos 'n lewende steen opbou nie. Daar sê hy dit baie mooi. Jy kan nie kerk op jou eie wees nie. Dis nie Bybels nie, dis nie wat Jesus bedoel het nie. Hy sê maar laat julle soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom en 'n geestelike om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Kerk gaan ook nie oor 'n klomp tradisies wat ons moet navolg en sekere emosies by ons kom wakker maak nie. Maar kerk gaan oor mense. Eklesia, die kerk wat Jesus bedoel het, ek gaan my kerk bou, is eklesia wat beteken, dis 'n groep mense. Ek en jy. Jy kom nie na 'n program toe na Dr. Dayo toe op 'n Sondag aand nie. Julle kom ons kyk hoe lyk die program daar vanaand by Dr. Dayo. Nee, die woord sê ek en jy is die program. Ek en jy het die program geword wat God wil gebruik hier op aarde. En ons lees in hierdie tyd ook so 'n bietjie deur die boek van Handelinge, of eintlik net een gedeelte, amazing verwysing hoe die eerste kerk gefunksioneer het. En is goed om vir 'n oomblik net hier stil te staan en te kyk wat het hulle gedoen. En natuurlik met die tyd het alles verander, alles gemoderniseer. Daai tyd was daar nie so iets in die tempel gewees nie. En onthou in daai tyd moes hulle baie keer vlug. Maar die woord sê hulle het by die tempel bymekaar gekom en ook huise. Kom ons lees gou hierdie gedeelte. Dit vir my is so 'n mooi verwysing. En hoekom ek terugkyk in Handelinge, want dit is goed dat ons so 'n bietjie kan terugkyk hoe die eerste kerk gefunksioneer het, hoe dit gelyk het en wat hulle gedoen het, sodat ons op koers kan bly. Want God se hart is dat ons sal verstaan wat kerk is in wese en wat Jesus bedoel het wat kerk moet wees. Nou Handelinge 2 vers 41 tot 47 sê, na Petrus se woorde het 'n groot aantal mense, omtrent 3000 tot bekering gekom. Petrus het gepreek, hoofseun. Dis dieselfde ou wat vir Jesus gesê het, toe Jesus hom vra, wie sê julle is ek? Toe sê hy, is die seun van God. En hier preek Petrus 'n hond uit 'n bos uit. En 3000 mense kom tot bekering. En daarna is hulle gedoop. En as jy net so terloops, 'n side note. As jy ja gesê het vir Jesus en nog nie gedoop is nie, dan is die volgende stap om gedoop te word. Dis 'n baie natuurlike stap wat jy volg as volgeling van Jesus. En daarna is hulle gedoop. En van toe af het die nuwe gelowiges gereeld bymekaar gekom om te hoor wat die apostels leer. Dis nou die leiers en die ouens wat hulle misvolg en begelei. En hulle het nou in 'n splinternuwe verhouding met God en met mekaar gestaan. Hulle het ook gereeld saam geëet en saam gebid. Die apostels het groot wonderwerke onder hulle gedoen. Al die gelowiges het groot eerbied vir God gehad. Hulle liefde vir hom en vir mekaar het hulle in 'n hegte eenheid saamgesnoer. Daarom
was hulle bereid om selfs hulle besitting met mekaar te deel. Hulle het alles verkoop wat hulle besit het en die geld vir die armes gegee. Dag na dag het hulle ook na die tempel toe gegaan om daar vir God te aanbid. Maar hulle het ook by verskillende huise saam geëet. Hierdie maaltye was glad nie uitspattig nie. Al die gelowiges was vol vreugde. Hulle het God heeltyd geprys omdat hy so groot en goed is. En in die laaste vers sê die gelowiges se lewenstyl het die ander mense in Jerusalem so aangegryp. Almal het daaroor gepraat. Daarom het daar elke dag baie mense tot geloof in Christus gekom. So in hierdie verwysing wat ons lees, skus ek nou nie daai tweede een vir julle gegee nie. Maar Jesus sê hy bou sy kerk, maar hy bou dit in ons en hy bou dit ook deur ons. En ons het, ek dink 2 naweke terug gepraat dat hy bou en vestig 'n tempel deur ons. En wanneer ons hier by mekaar kom, vestig ons 'n tempel, 'n omgewing waar mense belewenis met God het. Mense kom hier in. Die Heilige Gees werk, wat onthou die Heilige Gees maak Jesus teenwoordig, sy liefde en sy genade. En mense het net 'n belewenis van God se liefde. En dis ook 'n plek waar mense geestelik groei. En die vroeë kerk het met 'n geestelike gewig geleef. En hoe hulle hierdie tempel gevestig het. En wat kerk beteken, ons is eintlik hier om 'n tempel te vestig en ons doen dit deur gebed, deur aanbidding en die woord. Vestig ons 'n omgewing waar ons geestelik groei. En daarom is dit so belangrik, omdat ons die programme moet ons opdaag. Soos die vroeë kerk. En ons bou saam hierdie tempel. Hy sê hy bou sy kerk, maar hy doen dit met ons en deur ons. Maar dis ook belangrik. Ons kan nie net daar vashak nie. Net om 'n tempel te bou en almal net wonderlike geestelike ervaring. Die worship is net amazing, die woord is net amazing. Ja, ek groei so geestelik en dis net wonderlik. As ons net daar bly, dan is ons nie volledig kerk nie. Maar ons moet ook toelaat dat Jesus 'n huisomgewing deur ons bou. Waar mense versorg word en ondersteun word. Waar ek my gawes en my tyd aanbied en seker maak hierdie huis word versorg, want Jesus kom. Toe hy die evangelie raamwerk kom stel het, toe hy aarde toe kom, toe sê hy dit gaan 'n mekaar evangelie wees. Ons gaan vir mekaar sorg, ons gaan vir mekaar bid. Ons gaan vir mekaar se laste dra, ons gaan vir mekaar omgee. En ons sien dit ook in Handelinge. Hulle het gereeld by die tempel gekom. Maar hulle het ook van huis tot huis gegaan en brood gebreek en saam nagmaal gebruik. En dis die belangrikheid van selgroepe in ons gemeente. Daar was nie net 'n tempelbyeenkoms nie, maar hulle het van huis tot huis gegaan. So dis ook ons strategie, terwyl ons ook hierdie huis bou waar mense versorg word. Jy kan nie net Sondag by mekaar kom nie, maar dit is ook belangrik dat jy in die week saam met 'n groep by mekaar kom en waar julle saam geestelik groei. Onthou, ons is die program. As jy nie opdaag, gebeur daar niks. En vers 44 wat sê, hulle het liefde vir mekaar gehad. Hulle was in 'n hegte eenheid saam. En hulle was selfs bereid om hulle besittings met mekaar te deel. Ek dink nie ons sal daarvan hou nie. My goed is my goed. Nee. Hoe like jy daai een? Hulle was bereid om selfs hulle besittings met mekaar te deel. Hoor hierso, hulle het alles verkoop wat hulle besit het en die geld vir die armes gegee. En die woord sê ook, die gelowiges was vol vreugde. As ek baie keer so kyk na ons mense in die dorp, en wat Jesus volg, en sê ek, Here, ek wonder of hulle regtig genade as jy na hulle kyk. Ons het altyd 'n liedjie gesing, toe ons klein was, toe ek groot geword het. Dit is so lekker om die Here te dien. Of baie keer, en dan sing ons 'n gedeelte, dit is so swaar om die Here te dien. Is dit vir jou lekker om hier by mekaar te kom? Okay, so 3.
Hoor hierso, as jy na die kerk gekyk het in daai tyd, die woord sê, hulle was vol vreugde. Hulle kon nie wag om by die kerk bymekaar te kom. Hulle kon nie wag om by die tempel bymekaar te kom nie. Hulle was opgewonde. Dit was lekker, want hulle het verstaan, hulle is die program. Hulle moet die program maak. Hulle gaan nie na 'n program toe nie. Want jy kan partykeer jou wip, partykeer as die klank. Jy sien, as jy ingesteldheid het, ek gaan na 'n program toe, gaan alles jou dalk baie irriteer. Want dan is die koffie nie reg gemix nie. Die aircons is nie koud genoeg nie. Of die klank is te hard. Of die preek is nie goed nie. Maar as jy verstaan, jy is die program, jy moet opdaag, dan is dit 'n ander ingesteldheid. So kom ons wees 'n bietjie kerk vanaand in die sin van, dat gee was deel van kerk gewees. Ek dink, wanneer ons praat by geleenthede soos hier by 'n kerkdiens, dan sien ek, baie mense raak gou gespanne, wanneer ons praat oor geld. Maar eintlik was dit so 'n natuurlike deel van hulle lewe. En dit was ook die hart van Jesus. Want hy is in elk geval die bron van wat hy voorsien vir ons, wat ons moet gee in elk geval. So vanaand gaan ons 'n bietjie kerk wees, en ons gaan 'n bietjie deel aan wat ons behoort. Kan ek net vir julle sê, ons is baie dankbaar vir hierdie gemeente. As ons 'n oproep doen om mense om te sê, kom ons gee, julle het nou gehoor vanaand, Elrie vertel van Street Store, ons moet klere bymekaar maak, ons gee vir gereeld, vir armes kos, ons reik gereeld uit, mense kom help ons, hier selfs mense in hierdie gemeente, wanneer, daar's baie keer wanneer hulle huise verkoop, en na 'n kleiner huis trek, dan kom hulle met die 10de van die verkope van haar huis, en dan kom gee hulle vir die kerk. Want hulle sien, hulle is deel van die program. So ek wil nou vanaand vir jou 'n geleentheid gee. En hierdie vroeë kerk, sê die woord, hulle het dit met vreugde gedoen. Hulle nekkies het nie styf geword, wanneer daar 'n oproep op hulle gemaak is, kom ons help hierdie kant toe. Kom ons gee mense, kom ons gee vir die kerk. Mense se nekkies het nie styf geword nie, dit was vir hulle 'n vreugde om te gee op die einde van die dag. So vanaand gaan ons dit doen, is dit reg? Dit is geen wonder, Paulus skryf in 2 Korintiërs 9 vers 7, laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem. En dit gaan nie oor die bedrag wat jy gee nie. Dit gaan oor 'n gesindheid. Dan sê hy, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. So kom ons wees gou nou 'n bietjie kerk vanaand in hierdie opsig ook. Wanneer dit kom, daar's 'n huis gebou, ons het 'n omgewing geskep en hier deel ons ook ons gawes en ons tyd en ons finansies. Daar's 'n koevert op jou stoel. Die houers gaan verby, jy kan kontant insit in die koevert, jy kan dit in die houer gooi, of as jy kontant het en jy het nie koevert gekry nie, gooi dit in die houer. En dan is natuurlik ook 'n ander opsie. Jy kan digitale opsie van gebruik maak, of jy kan ook van ons kredietkaart fasiliteite wat beskikbaar is by die Courtyard Café gebruik. So dis hoe hulle gefunksioneer het. Hulle was nie bang om by 'n plek te wees waar hulle vir mekaar versorg het nie, waar hulle as kerk by mekaar gekom het en seker gemaak almal is okay. Hulle was nie bang om seker te maak dat die tempel versorg word en alles is in plek nie. Dis hoe die vroeë kerk gewerk het. Ons kom nie na 'n program toe nie, waar ons baie keer, okay, laat ek so 'n bietjie vir die program gee, as die program nou goed is vanaand, gaan ek 'n bietjie gee. Dis nie. Dit was deel van hulle lewenswyse as kerk. Dit was so deel van hulle DNA. Maar nou wil ek vanaand oor 'n derde ding praat. So hulle het nie net 'n tempel gebou nie, of ons bou nie net 'n tempel nie. Dis nie wat Jesus bedoel het, dat hy net 'n tempel deur ons sal vestig, dat ons geestelike belewenis sal hê en geestelik groei nie. En as ons net vir mekaar die heeltyd moet sorg en hier op mekaar sit en net vir mekaar kyk en net vir mekaar so holy huddle hier by mekaar op 'n Sondag en ons loer nie na buite nie, ons het nie 'n saak daar buite, dan sit ook nie volledig kerkie. Maar daar's 'n derde komponent wat ek sien in Handelinge 2. Luister na hierdie gedeelte, vers 47. Die gelowiges se lewenstyl het die ander mense in Jerusalem aangegryp. As jy dink net vir 'n oomblik aan jou en my lewe.
die manier hoe ons leef, word dit aangegryp, word mense aangegryp deur hoe ek en jy praat en optree. En dan sê die woord, almal het daaroor gepraat. Praat mense oor Doxadeia? Praat mense oor jou en my? Positief. En as gevolg van die manier hoe hulle geleef het, sê die woord, het daar elke dag baie mense tot geloof in Christus gekom. Maar ek wil jou ook hierdie gou lees wat Paulus skryf in Efesiërs 1. Hy sê, 1 vers 21 tot 22, hy sê, the church you see is not peripheral to the world, but the world is peripheral to the church. The church, hoor nou hier wat sê, is Christ's body, die ecclesia, ek en jy is die liggaam van Christus, waarvan hy die hoof is. Kerk is nie 'n gebou nie, in which he speaks and acts. Met ander woorde, hy praat met ons, maar hy praat ook deur ons, en hy werk ook deur sy kerk. En dan sê hy 'n belangrike ding, by which he fills everything with his presence. Met ander woorde, Jesus vestig nie net 'n tempel deur ons nie net 'n huis nie, maar ook 'n weermag wat hy oprig. En daarom het ons hierdie trou tabbert hier gesit. Is eintlik 'n weermag wat die Here deur ons oprig om 'n wêreld te impakteer, 'n bruid met weermag boetse aan. Dis die derde komponent. Want as ons net die heeltyd 'n geestelike ervaring wil hê en net na mekaar kyk en binnewaarts bly, dan is die kerk nie volledig nie. Maar hy het ons geroep om daar buite 'n verskil te maak met ons lewenstyl. En wat Paulus hier verduidelik is dat die kerk nie beïnvloed word deur die wêreld nie, maar dat die kerk nie beïnvloed moet word deur die wêreld nie, maar dat die wêreld beïnvloed moet word deur die kerk, wie ek en jy is. En vir jare het die kerk 'n fout gemaak met die verstaan van ekklesia. Baie mense dink, okay, ek is nou uit die wêreld uitgeroep, so ek het nie 'n saak met die wêreld nie. En dan geredeneer. En hoe die kerk baie keer in die verlede opgetree, hulle het die hele tyd geprotesteer. Met ander woorde, alles. Hulle het geprotesteer, alles wat teen fout is. Het hulle opgestaan. Elke ding wat nie in lyn was met die woord nie, het hulle teen dit opgestaan. Hulle het altyd teen iets opgestaan, maar nooit vir iets gestaan nie. Ek het dit al baie gesien. Ons sal plakate rondloop in die straat as kinders van die Here vir jare, en is duisende mense en jy staan teen dit. Maar as jy mense oproep om saam met jou te gaan bid op die berg, om die seën van die Here uit te roep oor die dorp en omgewing, dan daar gaan net 10 op. En baie keer is die kerk apaties gewees. Baie keer onttrek die kerk hom van die wêreld. Ons is uitgeroep, maar uitgeroep om ook weer gestuur te word. Toe Jesus ons uitroep, het hy nie gesê ons gaan askete word nie. Dan word ons stem stil en ons word irrelevant as kerk wat Jesus eintlik bedoel het ons moet wees. Of 'n derde komponent, ons neem die kultuur van die wêreld aan. Ons laat die wêreld ons beïnvloed en nie waar ons die wêreld beïnvloed nie. En dan kom ons op 'n plek waar ons nie met die koninkrykskultuur verteenwoordig nie. Maar ons word ingesluk deur die kultuur van die wêreld. Maar ek en jy is eintlik geroep om missionêre kerk te wees. Met ander woorde, as jy nou daai kant kyk, my regterkant, jou linkerkant, dis wie Doxadeia voor staan, 'n familie op 'n missie. Ons verstaan dat die kerk is nie 'n plek nie, maar is 'n program, waar ons geroep is om saam met God op 'n missie te wees. 'n Familie op 'n missie, 'n weermag, 'n bruid met boetse aan. Dit beteken, ek moet teenwoordig wees en betrokke in die kulturele en sosiale konteks van ons omgewing. Die manier waarop Jesus geleef het, ek moet dit weerspieël deur my lewe daar buite, by my huis, by die skool, by die werk,
in die gemeenskap. Toe Jesus op aarde was, het hy nie 'n kantoor ingerig by die tempel daar in Jerusalem en net orders kom gee vir die ouens, dis hoe julle dit moet doen en dis hoe julle dit moet doen nie. As jy Jesus gaan soek het hy tussen die dronkaards beweeg. Hy was tussen die prostituie gewees. Hy het met hulle betrokke geraak, hy het met hulle gewerk. Hy het met die down and out van die samelewing gewerk. Hy het homself geïdentifiseer met die pyn en die gebrokenheid van die mens. Ons is uitgeroep, maar ook terselfdertyd gestuur, sodat ons koninkryks agente kan wees, en in Doxadeia noem ons dit city changers, om 'n wêreld te impakteer, te beïnvloed met die koninkryk manier van lewe, om iets te verteenwoordig daar buite. Kerk is Christus se liggaam, in wie hy spreek en waardeur hy werk. En ons is so bevoorreg dat hy met ons praat, en ook deur ons praat. Kyk wat sê Jesus voordat hy weggegaan het. Hy sê vir die disciples, hey, boys, julle moet mooi luister, Lukas 10 vers 3. Gaan dan, kyk, ek stuur julle soos lammers onder wolwe in. Baie keer as ons na mense in die dorp kyk en dan voel dit, ek wil eintlik 'n wolf wees. Stuur my Here eintlik soos 'n wolf hier tussen die mense in, want hulle irriteer my, hulle maak my moeg. Ek like nie van hierdie mense in ons dorp nie. Maar Jesus kom bid in Johannes 17 vers 15. Hy sê, Vader, ek bid dat U hulle nie uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle van die bose moet bewaar. Onthou, Jesus het gesê, ek gaan my kerk bou, en die helf se magte sal dit nie oorweldig nie. Al wat Jesus bid en sê, vat hulle nie uit die wêreld uit nie, maar bewaar hulle van die bose, want ek bou my kerk, en die hel se magte sal dit nie oorweldig nie. Maar partykeer leef ons met 'n wegkom mentaliteit. Jy weet hierdie hele ding van, Here, die aarde het nou so boos geword, dit gaan nou so rof hier in Suid-Afrika. Here, as daar 'n tyd is wat U moet kom, is dit nou. U moet nou kom. En dis nie wat Jesus sê nie. Die kerk is juis hier. Hy sê die helse magte sal dit nie oorweldig nie. Dit maak nie saak wat gebeur nie, maar die kerk sal nooit ondergaan nie. Die helse magte sal dit nooit oorweldig nie. Maar ek en jy leef met hierdie ingesteldheid. Ag Here, laat ons nou maar net wegkom hier, dat ons net hemel toe gaan. Maar dis nie wat Jesus gesê het nie. Hy sê my kerk sal soos 'n weermag wees. Ek sal my kerk bou en dit sal soos 'n weermag wees. En dit sal die duisternis oorwin. Luister wat sê hy in Matteus 5 vers 13 tot 16. Hy sê, julle is die sout vir hierdie aarde, maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dit is niks werd nie. Dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap het. Hy sê, julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander en gee dit lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Die Here het ons geroep om die duisternis te oorweldig met die lig van Christus. Ons is 'n leersoldate van lig, 'n bruid met boetse. Al hoe ons dit kan wees, is om teenwoordig te wees daar buite. Ons is kerk hier, maar ons moet ook kerk daar wees. Ons is die program hier, maar hy het ook ons geroep om die program daar te wees. En al wat ek en jy moet doen, is net om op te daag. Wat help sout, as dit nooit uit die soutpot uitkom nie? Wat help 'n lamp, as jy dit heeltyd onder die bed sit? Jy gaan niks sien nie. Wat help dit? Ons is kinders van die Here, en ons raak nooit betrokke in die wêreld nie. Wat baat 'n weermag, as dit nooit veg nie? Die Here het ons geroep om 'n weermag te wees, 'n bruid met 'n paar boetse aan, wat teen die duisternis van hierdie wêreld werk, en hy het ons geroep om die lig te wees, om hulle wat in duisternis is, te impakteer. Ek en jy is op 'n missie om die teenwoordigheid van God, sy krag, sy opinie oor die mense en die lewe, oor mense en hulle lewe, en sy kapasiteit in ons gemeenskappe in te dra. Dit is waarvoor hy ons geroep het. So ons moet opdaag. En wat beteken, kerk beteken om teenwoordig te wees. En waarvan praat ek? 3 goed.
Ons moet vaderlik teenwoordig wees, met ander woorde, wat beteken dit? Ek moet 'n hart vir hierdie gemeenskap hê. Toe ek intrek in 2007 hier, toe sê ek, Here, ek is die oppasser van hierdie dorp. En ek sal bid vir hierdie dorp. Met ander woorde, wat sê ek? Ons moet 'n las dra vir hierdie gemeenskap. Ons het so baie goed te sê teenoor hierdie gemeenskap baie keer. Ons weet hierdie plek is nie perfek en alles in plek nie. Maar dra ek en jy regtig 'n las? As ons sê ons is kerk, beteken ons dra las. Ons bid teen die werke van die vyand. Wanneer ons met empatie van Jesus optree in hierdie gemeenskap, het jy 'n las vir jou huis, mense in jou familie wat die Here nie ken nie. Vir ouens by jou werksplek, wat die Here nie ken nie. Jou gemeenskap, by die skool. Het jy 'n las in jou hart? Ek bid so, dat my werksplek sal belyn word met 'n koninkrykskultuur van God. So as kind van die Here en as volgeling van Jesus, dit gaan oor, ek vat verantwoordelikheid vir die gemeenskap. Daar's 'n sêding, if it's going to be, it's up to me. As ons 'n dorp wil sien verander, niemand anders te gaan dit doen nie. If it's going to be, it's going to be up to me. Ek en jy is geroep. Dit gaan van jou en my afhang of ons verandering in hierdie dorp wil sien. 'n Mense by Jesus uitbring. 'n Tweede een is 'n vertroue teenwoordigheid, waar ons die karakter van Jesus uitleef in hierdie wêreld. Paulus verwys na die aroma van Christus. Kan mense Jesus by jou ruik? Ruik hulle Jesus by jou? Wanneer hulle na jou kyk en vir jou sien, is ons anders? Lyk jy anders? Praat jy anders? Of wanneer hulle na jou kyk, lyk jy maar net soos die wêreld? Dis nie wat Jesus bedoel het met sy kerkie. Jy sien, die koninkryk van God is 'n teenoorgestelde koninkryk. Met ander woorde, 'n raamwerk van teenoorgesteldenis. Met ander woorde, waar daar haat is, bring ons liefde. Ons kom met liefde in. Waar daar bitterheid is, kom ons in met vergifnis. Waar daar gierigheid is, kom ons in met vrygewigheid. En waar daar selfgesentreerdheid, lê ons lewe af. Ek en jy verteenwoordig 'n ander manier van lewe. Die Ekklesia. Hy bou nie net 'n tempel deur ons nie, of 'n huis, maar hy rig ons ook op 'n weermag, om die duisternis teen te werk, sodat mense by Jesus sal uitkom. En dan 'n vrugtevolle teenwoordigheid, waar ons aktief prosesse in plek het, waar ons geloof, hoop en liefde na ons gemeenskap toe vat. Want mense is geestelik verlore in hierdie dorp. Mense beleef pyn as gevolg van sosiale uitdagings in hierdie dorp. Mense beleef gebrokenheid in ons gemeenskap, in ons dorp en in ons omgewing. En mense is desperaat vir die heerlikheid van God. Met ander woorde, is desperaat vir sy liefde, sy karakter. Hulle is desperaat en honger en dors. En ek en jy die antwoord. Dis wat kerk is, ons is die program. As jy Ekklesia is, as jy volgeling van Jesus is jy deel van die program. Jy word outomaties 'n weermag wat die Here oproep om 'n verskil te maak in ons dorp en in ons omgewing. Dis nie net die werk van 'n voltydse pastoor of 'n predikant nie, maar dis ook vir jou as dokter, as Uber-bestuurder, as naaldtegnikus, as polisieman, as onderwyser. As jy Jesus begin volg het, is jy die Ekklesia. Jy's die program, jy kom nie na 'n program toe nie, maar jy daag op en jy word die program. En hoe bring ons dit prakties? Geloof, hoop en liefde, of hoe het ons 'n vrugtevolle teenwoordigheid? Eerstens die geloof, die manier hoe ons leef as volgelinge van Jesus, deur te kan wys, of ek nou langs die rugbyveld staan, of by my werk, dat mense kan sien, Jesus regeer oor my lewe, en ek leef in volle afhanklikheid van hom, deur liefde. Liefde in essensie beteken, ek doen alles tot die voordeel van iemand anderste. Het ons dieselfde passievolle liefde wat Jesus geopenbaar het ten opsigte van mense. En dan daarins hoop.
Jesus het ons geroep om hoopdraers te wees. Om hoop vry te stel aan mense in strate. Sien ons nog mense raak? Of ons is so opgeneem in ons eie lewe dat ons nie meer kan sien nie. Ons raak nie meer aan mense nie. Ons staan nie meer stil vir 'n oomblik nie. In ons strate, by ons skole, in ons gemeenskap. Die kerk is die program om hoop na mense toe te bring wat vasgevang is in 'n gebroke wêreld. Die aanbiddingspan kan maar vorentoe kom. By die kerk is eintlik soos 'n slapende reus wat wakker gemaak moet word. En ons begeerte is in hierdie tyd, juis deur hierdie reeks, dat die Here ons sal beweeg van verbruikers van 'n program, waar ek besef dat ek die program is wat God wil gebruik. Ek kom nie net na 'n program toe nie. Ek is nie 'n verbruiker van hierdie program nie. Maar ek staan op en ek sê ek is die program. Stuur my Here. Help my. Ek kies dat U my gebruik om hier 'n tempel te vestig waar mense geestelik kan groei en 'n belewenis met U sal hê. Deur die feit dat ek hier opdaag en toelaat dat U deur my werk. Ek bou saam 'n huis waar ek uitreik na mense wat hier inkom, wat nie hoop het nie. En dan is ook deel van 'n weermag van God. Miskien moet jy dalk jou bootse begin aantrek. En ek wil vir jou 'n paar vrae vra. Maar voor ek dit wil sê, en baie keer ek weet, partykeer voel ou so swak en dink, Here, maar ek weet of ek goed genoeg is nie. Ek voel nie sterk genoeg nie. Ek voel nie toegerus om regtig hierdie goed te wees en te doen waarvan Kobus praat nie. Maar dit was die krag van die vroeë kerk gewees. Jy moet net wees. Jy hoef nie met 'n Bybel in jou arm te loop die hele tyd en ou teen sy kop te slaan nie, om te sê draai, of anders dan gaan jy braai in die hel eendag nie. Jy het geluister wat skryf Lukas in Handelinge. Hulle lewenstyl, die manier hoe hulle geleef het, dit was aangryplik vir mense wat hulle gesien het. Hulle was so aangegryp in die manier hoe hulle leef. Almal het van hulle gepraat. En as gevolg daarvan het mense by Jesus uitgekom. As ons nie verstaan dat kerk beteken ek is die program nie, sal ons net 'n byeenkoms verbywoon, so eenmal 'n maand en nou en dan so ietsie vir die kerk gee om net die ligte aan te hou. Maar as ek weet ek is die program, kerk beteken ek is die program, ek moet opdaag. Ek moet gereeld hier wees. Ek moet deel van 'n groep prosesse wees in die week. En dan moet ek op 'n plek wees waar ek myself sigbaar maak in die gemeenskap en ek moet teenwoordig wees. En dat mense vir ons kan sê, daar loop die kerk, daar loop die kerk. Nie ons gaan kerk toe nie, of ons gaan doksa toe nie, daar loop die kerk, daar loop die kerk, daar loop die kerk. Dit is wat die mense gesien het, in terme van die vroeë kerk. En asof ek net voel dat die kerk baie keer aan die slaap geraak het. 'n reus wat God eintlik daar gestel het, om 'n wêreld om te keer. Ek wil jou vra vanaand, hoe sal jy jou lewe begin prioritiseer, om seker te maak, ons neem saam met God deel aan sy missie? Dink 'n bietjie oor jou lewe. Dit wat jy nee sê vir iets, sê jy ja vir iets anderste. Hoe lyk jou prioriteite in terme van kerk wees? Deur het ons geroep om die eklesia te wees. Watter verhoudings koester jy op hierdie stadium? Dalk moet jy daar by jou werksomgewing verhouding aanknoop met iemand wat jy weet, wat so ongered is soos 'n hoekpaal. Hy ken die Here nie. En jy begin 'n verhouding bou met hom of met haar. En naderhand nooi hom dalk vir 'n ete, of nooi hulle na jou huis toe. En dan leef jy maar net normaal by jou huis, soos jy altyd doen. En daai lewenstyl gaan hom of haar impakteer.
En dan moet jy dalk, as jy jou fokus op iemand sit hierdie jaar, want ons het 'n fokus hierdie jaar wat ons sê elkeen bereik een, omdat ons verstaan ons is die eklesia, ons is die kerk. Ons is geroep, uitgeroep om gestuur te word. En daarom wil die Here ons gebruik om mense by hom uit te kry. Daar's 'n wit bord daai kant. Jy het al klaar naam, gaan skryf hom op die wit stiker en dan vertrou ons saam met jou. Daai persoon sal ja sê vir Jesus en wanneer jy kom en sê hierdie ou het ja gesê vir Jesus of jy het hom nou kerk toe gesleep en hy neem Jesus aan, dan plak ons 'n rooi stiker oor hy wit stiker. En ons celebrate saam met jou. Saam met jou. Wie sal jy dien hierdie week om die liefde van Christus te demonstreer? En wat gaan jy doen hierdie week sodat jy die woord van God kan uitleef? 'n Laaste slide wat ek vir jou wil wys. Ek en jy is dalk die enigste Bybel wat mense ooit sal lees op hierdie aarde. Mense soek God en ek en jy is dalk die enigste Bybel vir hulle. If it's going to be, it is up to me. Maar besef jy vanaand eintlik die krag en die mag binne in jou? Besef jy eintlik die dinamika van jou geloof die oomblik toe jy ja gesê het vir Jesus? Die krag en die lewe en die kapasiteit binne in jou. Die hoop binne in jou. 'n Liefde wat vir ewig is binne in jou. Besef jy wie in jou kom woon? Kolossense 1:27 sê, Paulus, Christus in my is die hoop tot heerlikheid. Ek en jy hoef dit nie in ons eie krag en ons vermoë te doen nie. Alles is in ons. Maar ek en jy het 'n woord wat werd is om geluister te word na. Ek en jy is die draer van goeie nuus. Jesus het my verander, hy kan jou ook verander. Ek en jy het 'n geloof wat werk wanneer die lewe nie werk nie. And it's worth embracing. As kind van die Here, as eklesia. Ons het 'n lewe wat die moeite werd is om nagevolg te word. As ons verstaan dat ek en jy die program is. Ek gaan jou vra dat ons staan. Staan saam met my. Nou gaan ons hierdie volgende lied sing. I was made for more. Jy is geroep as om die eklesia te wees. You are made for more. Jy was nie net gemaak om op jou eie aan te karring nie, maar God het 'n plan met jou lewe. En sy plan is dat jy die kerk sal wees. Hy het jou uit jou omstandighede uitgered en jou opgerig en eintlik op die rots Jesus kom plant. Jou lewe is eintlik gebou op hom, die rots. Maar meer as dit, hy het jou geroep om sy kerk te wees, sy eklesia. En kom ons sing dit. Terwyl jy hierdie lied sing, verklaar dit oor jou lewe. Moenie dit hierna toe sing nie. Sing dit as 'n gebed, dit is eintlik 'n gebed hierdie. Sê Here, ek dink baie keer so min van myself. Ek besef nou eers, Here, ek is eintlik deel van die program. Ek het altyd 'n ingesteldheid gedink, ek kom na 'n program toe. Maar die Here sê, jy is die program. You was made for so much more.